Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. So julle, ek weet daar's 'n paar tuinmakers in Ligpunt, van ten minste 'n paar weet ek. As jy self een is, dan weet jy dalk van companion planting. Nou skiet vir die Engels, maar boere glo nie in die goed nie. Companion planting is wanneer jy weet verskillende plante saamplant om mekaar te versterk. So byvoorbeeld by jou vrugteboompie sal jy 'n geurende krui plant. As jy nou nog nie het nie, is nou die tyd om dit te doen. Dalk na hierdie naweek. Jy plant 'n geurende krui langs jou vrugteboompie en dit hou die slegte insekte weg. En dan natuurlik jou vrugteboompie gee weer beskerming vir jou geurende krui. Dan is daar ook plante wat vinnig diep wortels maak om die minerale wat diep in die grond is meer op te bring vir die plante om hulle wat vlak wortels het. En so vriende, ons kan aangaan hieroor, daar's baie, dis 'n groot veld. Maar die punt wat ek wil maak is dat dankbaarheid soos companion planting werk. Dis 'n ding wat saam met ander dinge werk. En daarmee bedoel ek dat dankbaarheid is eintlik 'n verhoudingsding. Dit bring ons in verhouding in. En so dit bring ons hier by vers 17. Ek gaan sommer inspring daar aan daai teks en Jakobus het soveel om te sê vir ons. Jakobus 1:17. Elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe kom van bo af, van die Vader van die hemelligte, by wie daar geen afwyking of skadu van verandering is nie. Nou ja, hier's detail waarna ons net nou gaan kyk, maar vir nou wil ek hê ons moet sien hoe hierdie dinge waarvoor ons kan dankbaar wees, en ons gaan baie daaroor sê vanoggend, hierdie elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe in die vers, hoe dit iets is wat ons in verhouding bring met die Here, by wie ons dit kry. Ons kom in verhouding met hom daardeur, so die vers wys ons dat alles wat ons in die lewe ontvang van God afkom. So daar's die verhouding. Nou waarom is dit 'n belangrike punt om te maak? Wel, dis dalk iets wat ons kan illustreer, nê. Ons kinders, ons het die 3 seentjies, elke jaar wanneer hulle verjaar, dan stuur ouma Corrie en oupa Sissel vanuit die Kaap uit geskenkies. En ons wil seker maak dat ons kinders nie net geniet wat hulle kry nie, maar ons wil ek julle moet weet van wie af dit kom. Maar nog steeds, jy weet waarom. Want oor die kort termyn waardeer hulle, soos die res van ons ook seker maar, die geskenkies waarskynlik veel meer as jy weet die wete dat dit van ouma en oupa afkom. Maar oor die langer termyn, lank na die geskenkies uitgespeel is of stikkend is of ontgroei is, waardeer hulle nog steeds vir ouma en oupa se omgee vir hulle. So vriende, uiteindelik het dankbaarheid meer te doen met God se omgee vir ons, as wat dit te doen het met wat jy weet die lewe ons gee of nie gee nie op 'n bepaalde tydstip van die lewe. Die dinge van die lewe, weet ons, kom en gaan. Die dinge van die lewe is op en af. Maar die omgee van God bly by ons. Dis 'n gegewe en dit kom saam met ons op die pad. En vriende, dis die sleutel. Dis die geheim tot dankbaarheid. Dis as jy wil die companion plant wat ons nodig het om dankbaarheid in ons eie lewens te koester. Nou ja, baie van ons sal kan argumenteer dat ons dankbaar is vir dinge in ons lewens, nê? Ons is dankbaar vir dinge sonder dat ons nodig het om in God te glo. Ons hoef nie in God te glo om dankbaar te wees vir ons kinders nie. Ons hoef nie in God te glo om dankbaar te wees vir ons vroue of mans nie, of ons karre of ons huise of ons werke of wat anders ook al in ons lewe aangaan nie. Ons kan baie dinge in die lewe waardeer sonder om God in die ding in te bring. En dit is 'n argument wat mense voer. En is alles goed en wel, maar wat gebeur as enige van hierdie dinge ontneem word? Nie meer genoeg is nie. Of dit verander. Of dit draai nie uit soos wat ons dit verkies nie. Jy weet wat dan? Hoe maak mens sin van dinge? Want dit is hoe die lewe is. Ons wil almal tog ons lewens waardeer eerder as nie.
Ons het reeds in vorige preke in hierdie reeks waarmee ons besig is gesien hoe om die lewe te waardeer meer vreugdevol en meer sinvol vir ons is as nie. Maar nog steeds, jy weet, hoe doen ons dit? Hoe kan ons dinge in die lewe waardeer? Hoe kan ons dankbaar wees daarvoor? Wanneer die lewe nie net altyd verjaargeskenke gee nie. Wanneer die lewe nie altyd so lekker is nie. Hoe word ons dankbare mense wanneer die lewe dalk nou lekker is, maar net nou dalk nie? En dis presies waarom ek dink dit baie keer so moeilik vir ons is om dankbare mense te wees. Die goedheid van die lewe is nie altyd vanselfsprekend nie. En daarom moet ons lewens op die omgee van God vir ons bou. En dit is hoe ons dit doen. Dit is die geheim. So kyk weer na vers 17. Kyk hoe word God beskryf in daai vers. Hy word beskryf as die Vader van die hemelligte, by wie daar geen afwyking of skadu van verandering is nie. Nou die gedagte hierso is treffend. God se omgee vir jou is soos 'n ster. Dis die hemelligte in die vers. Nou 'n ster het nie skadu wees nie. Met ander woorde, God se omgee vir jou is suiwer. Dis volkome suiwer. Hy's nooit in jou lewe besig met iets anders of minder as omgee nie. Daar's nie 'n versteekte agenda nie. Dit wat jy sien, is dit wat is. Sy omgee is suiwer. Die vers leer ons ook dat God se omgee die omgee van 'n vader is. Ons almal weet, 'n vader wat nie bly omgee vir sy kinders nie, is nie 'n goeie vader nie. En dis ons almal by tye. Maar God is die Vader, by wie daar geen ophou omgee is nie. Dit is onafwykend. Hy bly omgee. En julle, hierdie is eintlik nie maklik om te glo nie. Dit is baie, baie moeilik om hierdie goed te glo. En ons moet oortuig word daarvan. Nee, en dit is die evangelie. Dis die oortuiging hiervan. Dis presies wat God doen. Hy oortuig ons van presies hierdie prentjie wat vers 17 gee. Hy het mens geword en hy kom oortuig ons daarvan. Jesus is die oortuiging. Hy is hierdie God wat mens kon word het en ons kom oortuig het van hierdie omgee vir ons. En ons het dit beproef, ons het hom getoets tot op die uiterste. Het ons gesien of God regtig is wie hy sê hy is. Jesus is getoets soos geen ander mens. Toe ons op Jesus spoeg, toe ons hom gesel, toe ons hom met dorings bekroon, toe ons hom met spykers teen 'n stomp vasslaan, toe ons hom verwerp, toe ons hom vervloek, toe ons hom verraai, toe ons hom vermoor, het hy vir ons suiwer bly omgee. Inteendeel, dit wat ons met hom gedoen het, is wat ons eintlik by hom verdien. Hy het aan hom laat doen wat ons verdien, omdat hy omgee vir ons. So vriende, hoe meer suiwer wil ons dit sien? Die dorings wat ons hom toegedien het, was sy kroon oor ons. Want hy het die oordeel wat ons dien op sy kop gevat, terwyl hy ons vrygemaak het onder sy omgee vir ons. Sy kroon en ons sit die dorings daarin. Hoe meer onafwykend wil ons dit sien? So dit is hierdie Jesus julle, waarvan ons lees in vers 17. Dis hierdie God waarvan ons praat. Dis hierdie Jesus wat uit die dood opgestaan het en vandag uit die hemel oor ons omgee. As hierdie God van vers 17. Ek lees dit weer vir ons. Die Vader van die hemelligte, by wie daar geen afwyking of skadu van verandering is nie. Jesus het daardie God huis toe gebring vir ons, sodat ons oortuig kan wees van die waarheid van daai vers. So vriende, dit is die lig. Dit is die lig wat in die wêreld is. Dit is die lig waarin ons met ons lewens omgaan. Soos wat ons wonder, moet ons dankbaar of nie dankbaar wees nie. Hierdie is die skerp lig in die kamer van ons lewens wat skyn. Elke dag is nie 'n verjaarsdag met lekker geskenke nie, maar elke dag is in die lig van God se omgee. En dis die punt wat ek probeer maak, die groot punt van vanoggend. Nou,
Daar's natuurlik meriete daarin om die lekker dinge van die lewe meer te waardeer. Dit raak te sien, want daar's baie daarvan in ons lewens. En ons is nie altyd goed daarmee om al die lekker dinge raak te sien en te waardeer nie. En dit help ons om daardie dinge meer raak te sien, meer te waardeer, meer dankbaar daarvoor te wees. Maar julle die dinge wat nie so lekker is nie, is ook baie in ons lewens. En daardie dinge trek baie keer sulke dankbaarheid vir die lekker dinge net vinnig weer af. So, ons het meer nodig as dankbaarheid vir die lekker dinge. Ons het die oortuiging van Jesus se omgee nodig om dankbare mense te wees. Dis 'n dieper ding. Waar ons nie noodwendig elke dag maklike redes vind tot dankbaarheid in ons omstandighede nie. Gee elke dag wel die geleentheid om Jesus se omgee vir ons te waardeer. En dit is die goeie nuus. En is ons oortuiging daarvan wat ons uiteindelik dankbare mense maak. Kom ek stel dit so, nê, as jy môreoggend wakker word en jy besef dat dit nie jou verjaarsdag is nie, maar die lewe sit wel 'n ton bakstene op jou. En jy draai na die Here toe in jou verknorsing en jy roep uit: Here, ek voel nie baie dankbaar vir my lewe vandag nie, maar help my tog om te glo dat jy omgee vir my. My vraag is dit, is jy nou dankbaar of nie? Jy is waarskynlik nie so dankbaar soos wat jy kan wees nie. Mens kan altyd meer dankbaar wees. Maar jy is dankbaar waar dit saak maak. Jy neem iets van God se omgee ter harte. Ek wil die woorde van die liedjie deur Gillian Welch, dis 'n bluegrass song van Gillian Welch, ek wil dit met julle deel. Dis 'n hartseer liedjie, maar dis meer as 'n hartseer liedjie. So ek lees dit vir ons. We leased 20 acres and 1 genie mule from the Alabama Trust. For half of the cotton and a third of the corn, we get a handful of dust. We cannot have all things to please us, no matter how we try. Until we've all gone to Jesus, we can only wonder why. I had a daughter, called her Annabelle. She's the apple of my eye. Tried to give her something like I never had. Didn't want to ever hear her cry. But we cannot have all things to please us, no matter how we try. Until we've all gone to Jesus, we can only wonder why. When I'm dead and buried, I'll take a hard life of tears from every day I've ever known. Anna is in the churchyard now. She's got no life at all. She's only got these words on a stone. Cannot have all things to please us, no matter how we try. Until we've all gone to Jesus, we can only wonder why. So hierdie vrou het seer. Sy het baie seer. Haar lewe is moeilik en sy het haar kind verloor. Hoe lyk dankbaarheid vir haar? Wel, wat die liedjie ons wys, is dat haar seer by Jesus is. Elke traan wat sy stort, gee sy vir hom. Iewers in haar seer moet sy glo dat hy omgee. En dat hy iets sal volbring uit haar seer uit. Sy sien op 'n manier verby haar seer, in 'n toekoms in, waar sy hoop het en troos het. En waar sy wag op die Here. Meer as dit weet sy nie. Maar wat sy weet, is baie. En is genoeg eintlik. Dit vat nie haar seer weg nie, maar dit doen iets daarmee. Sy kommunikeer meer as haar seer. Sy kommunikeer troos en sy kommunikeer hoop. Hierdie liedjie van haar bemoedig ons en sy het dit waarskynlik geskryf om met ons ook te praat. So vriende, ek wil ons terugbring na vers 17 toe. En die res van die vers wil ek so 'n bietjie onder ons aandag bring. Dit sê daar elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe kom van bo af, van die Vader van die hemelligte, by wie daar geen afwyking of skadu van verandering is nie. Ons het reeds gesien in hierdie vers dat God gee vir ons om. Dit het ons gelees en daarna gekyk. Sy omgee is suiwer en dit is onafwykend. Maar wat word bedoel met elke goeie geskenk
en elke volmaakte gawe wat uit sy hand uitkom. Nou julle sal sien in vers 16 word ons eintlik voorberei om mooi versigtig te dink oor vers 17. Vers 16, moenie mislei word nie, my geliefde broers. En dan praat vers 17 van elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe. So die teks wil baie seker wees dat ons mooi dink oor wat ons lees daar. Mooi dink oor die betekenis van goeie geskenke en volmaakte gawes. Die Bybel waarsku ons op 'n ander plek dat in hierdie laaste dae waarin ons tans lewe, mense liefhebbers sal wees van plesier eerder as liefhebber God. En dit is ons almal in 'n sekere sin, en dit is ons almal se kultuur. Dit is een van die groot goed waarmee ons sukkel in die lewe. Die plesier wat ons nie kry nie. En dis die gevaar met die lees van 'n vers soos hierdie vers 17. Ons dink elke goeie geskenk, elke volmaakte gawe beteken elke lekker geskenk en elke plesierige gawe. Maar Jakobus is presies geskryf omdat dit nie so is nie. Om te verstaan wat hy bedoel, verse 2 tot 4 help ons. Verse 2 tot 4 help ons om te verstaan. Ek lees dit vir ons en julle kan saam met my kyk. Beskou dit as 'n groot vreugde, my broers, wanneer allerhande beproewinge of beproewings julle oorval, omdat julle weet dat as julle geloof getoets word, dit volharding bewerkstellig. Maar julle volharding moet tot volledige ontwikkeling kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks tekort skiet nie. Nou ek's redelik oortuig dat ons kinders vir oupa Sissel en ouma Corrie by tye bietjie meer lief het as vir ons. By ons kry hulle nie net verjaarsdaggeskenke en lekkers nie. Hulle kry groente, hulle kry pak sla en hulle kry skoolwerk. Gewoonlik in daai orde. Probeer hulle egter oortuig dat dit vir hulle goed is. Hulle argument is baie eenvoudig. As groente, as pak sla, as skoolwerk goed was, waarom is dit nie lekker nie? Nou as jy 'n goeie antwoord op daai het, skryf die boek. Hier's my eie poging op 'n antwoord aan hulle. Groente is so lekker, sit nie in die dadelike smaak nie. Dit bou jou lyfie, wat sy eie lekker bring. So, speel jy lekker? Sê dankie vir die groente. Pak sla se pyn leer jou mettertyd goeie maniere. Ons hoop. En skoolwerk, die soeg van skoolwerk leer jou dink en help jou om te verstaan. En so word jy selfstandig. Dink julle hulle val daarvoor? Hulle teenargument is dat al daai dinge waar moet wees sonder groente, pak sla en skoolwerk. So, mense het seker geduld nodig vir die soort van ding. Maar julle as ouers weet ons mos, ons kinders gaan uiteindelik nie spyt wees oor al die groente, pak sla en skoolwerk nie. Inteendeel, hulle gaan dit vir hulle eie kinders eendag ook gun. Sê nou vir hulle gaan dit eendag aan hulle eie kinders doen. They don't believe it, maar dit is so. Want hulle gaan die waarde daarvan besef. En dis die gedagte met verse 2 tot 4 in Jakobus. Die goeie geskenke en die volmaakte gawes waarvan vers 17 praat, is soms lekker dinge waarvoor ons dadelik dankbaar is, maar soms ook dinge wat nie dadelik lekker is nie. Waarskynlik meer die dinge wat nie dadelik lekker is nie, waarvoor ons nie dadelik dankbaar is nie. Dis die allerhande beproewings wat ons oorval, waarvan vers 2 praat. En met dit word bedoel dinge wat ons toets, dinge wat ons ontbloot, dinge wat ons skaaf, dinge wat ons seermaak, dinge wat ons swak maak, dinge wat moeilik is, dinge wat ons uitdaag, dinge wat ons gewond, dinge wat swaar is, dinge wat ons bedreig en dinge wat ons selfs ontneem. Dit word allerhande beproewings genoem want ons het nie 'n pyl daarop nie. Ons besluit nie daaroor nie. Allerhande beteken dit kan van enige kant af kom, want God besluit daaroor. As ons die lewe net as die lewe net van ons afhang het, sou ons als wat goed is vir ons kies?
Beslis nie, want nie alles wat goed is dadelik lekker nie. Dis goed dat ons in God se hand is. So julle aan die een kant moet ons weet, as jou lewe nou lekker is, mag dit dalk net nou nie lekker wees nie. So pas op om net dankbaar te wees vir alles wat lekker is. Aan die ander kant moet ons weet, as jou lewe nie nou lekker is nie, is God nog steeds goed vir jou daardeur. So pas op om vir alles wat nie lekker is nie, ondankbaar te wees. Die geheim is om te leer waardeer dat God omgee vir jou. Dit maak jou 'n dankbare mens, of die lewe nou lekker is of nie. Dis die rots waarop ons bou. Dis die punt wat Jakobus maak. God se doel, as jy mooi gaan lees in hierdie gedeelte, openbaar God sy doel met ons lewens. Sy doel met jou lewe is om homself te verheerlik deur jou lewe uiteindelik te volmaak en te volbring. Dink volmaakte gawe. Om jou lewe te volmaak en te volbring, is hoe God homself ook verheerlik. En daarom is elke ding wat ons oorval uiteindelik goed en volmaak in God se omgee vir jou. Dis die belofte. Dis die belofte. En hierdie belofte is met bloed teen die bladsy van die Bybel geskryf deur Jesus se lewe. Ons durf nie ligsinnig en afwysend wees oor hierdie nuus dat God vir jou omgee nie. Ons het dit baie meer nodig as wat ons dit besef. En dis in bloed vir ons gegee. Soos die vrou hier in haar liedjie, wat ek nou vir julle gelees het, kan ons dit nie noodwendig uitpleis nie. En daarom roep vers 2 tot 4, as julle weer daar kyk, ons ook na die geloof toe. Dis hoekom geloof nodig is. Geloof in God se omgee is die groot toets wat ons oor en oor moet slaag om dankbare mense te wees. As ons nie daardie toets slaag nie, gaan ons nie dankbare mense wees nie. Dalk vir 'n seisoen, die lekker seisoen. Geloof is nodig veral wanneer die lewe nie so lekker is nie. So vriende, daarom is geloof, as ons kyk na Jakobus, daarom is dankbaarheid 'n geloofstryd. En so kom ons kyk na hierdie stryd. Hoe stry ons hierdie stryd? Eerstens, volhard. Vers 4, volhard. Maar julle volharding moet tot volledige ontwikkeling kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks tekort skiet nie. Nou ek weet nie, ek het dalk al die tee in die bed kwessie van ons eie huis met julle gedeel, maar dit maak die punt van Jakobus so goed. So ek gesels bietjie daaroor met julle ouens. Ek het dit een oggend reg gekry om vir my vrou tee in die bed te bring. Ek weet, dis 'n klein ding vir julle. Julle is almal goed daarmee, ek sukkel hiermee. Maar ek het dit reg gekry. En ek weet dit is vir my vrou goed. Ek weet dit beteken vir haar baie. So die Here het met my hart gewerk een oggend. Ek's uit die vere uit met 'n goeie gemoed, want ek het geweet dit maak saak. Dit maak saak dat jy dit met 'n goeie gemoed doen. En ek het vir haar tee gaan maak en ek het dit vir haar gebring in die bed. En sy het dowwerig omgedraai. Sy het daarna gekyk en sy het verder geslaap. Nou wat is 'n mooi woord om te gebruik hier? Ek was briesend. Maar die Here praat met my, nee. En die Here aan die een kant bemoedig my, want ek het iets daardie oggend reg gekry, wat ek nie die vorige oggend reg gekry het nie. Ek was bemoedig tog, toe ek bietjie tyd gehad het en deur al die mooi woorde gewerk het in my hart. Ek het iets reg gekry wat ek nie die vorige oggend reg gekry het nie. Aan die ander kant daag die Here my toe uit. Want kyk hoe maklik struikel ek. Kyk hoe maklik struikel ek. Moet my vrou se erkenning my dien van haar so bepaal? Nou ek het gedink ek doen heeltemal genoeg deur vir my vrou tee in die bed te vat. Maar toe sy dit nie erken nie, toe raak dit skielik heeltemal te veel. Toe kom die Here nog en daag my dat dit eintlik heeltemal te min is vir 'n gesonde huwelik.
Ek het nodig gehad om te leer dat ek dit als die volgende oggend weer moet doen. Met die ekstra wete dat my vrou dit dalk nie gaan herken nie. Nou julle, ek was nie baie opgewonde oor die skielike vernouing in die pad nie. Ek het gedink wat ek doen gaan die pad breër maak. Dit het die pad nouer gemaak. Maar ek het iets besef van die volharding waarvan Jakobus hier praat, né? Dis klippekou, maar dit vat jou iewers heen wat beter is. Deur hierdie simpel tee in die bed kwessie in my huis is die Here besig om my te leer lief wees vir my vrou. Dis iets wat nodig is en is iets wat goed is vir ons huwelik op baie vlakke. So, is ek dankbaar daarvoor? Nee. En ja, ek geniet dit nie per se om vir Cathy tee in die bed te vat nie. Veral as hy dit nie noodwendig gaan herken. En dis tee, by the way. Julle almal geniet dit om sulke dinge te doen. Ek sukkel daarmee. Maar julle, ek waardeer tog hoe die Here omgee. Nee, om my so te daag en my so te leer om meer te wees vir my vrou. Dit doen iets goed in ons huis. Daarvoor is ek dankbaar. So eerstens, volhard. Tweedens, word wys. Verse 5 tot 8, word wys. As enigiemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit vra van God, wat aan almal gee sonder voorbehoud en sonder verwyte, en dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet in die geloof vra, sonder om eensins te twyfel, want wie twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind rondgeruk en voortgesleep word. Want so 'n mens moet nie dink dat hy enigiets van die Here sal ontvang nie. Hy's 'n weifelende mens, onbestendig in alles wat hy doen. Nou julle, soms twyfel my seun dat die skoolwerk wat hy moet doen goed is vir hom. Dan, wanneer hy my hulp vra, bedoel hy eintlik daarmee dat ek dit vir hom moet doen. Dan help dit nie, hy vra my hulp nie, want dit is nie my hulp wat hy soek nie. Ek moet sy skoolwerk doen. En dis nie wat goed is vir hom nie. Dis die twyfel in hierdie gedeelte, die twyfel in God se goedheid. Hy moet sy eie skoolwerk leer doen. Dis wat goed is vir hom. As hy bereid is om te vertrou dat sy skoolwerk goed is vir hom om te doen, dan sal my hulp waarskynlik baie help as hy vra daarvoor. En dis die punt. Ons vra die Here baie keer vir hulp, maar wat ons eintlik soek is ontsnapping. Dan kry ons dit nie. Ons kry nie ontsnapping nie. Ons word nie gespaar nie. Die Here haal ons nie uit die situasie uit nie. Want die Here se doel is om ons te leer om die probleem voor ons met wysheid te hanteer. As ons dit sal waardeer en vir wysheid daarvoor vra, dan help die Here graag. Die Here gaan ons nie als laat ontsnap wat nie lekker is nie. Maar hy gaan ons wysheid leer daardeur. En daarvoor kan ons dankbaar wees. Want dit is deels hoe God vir ons omgee. Hy maak ons wyser mense. So eerstens volhard, tweedens word wys. Derdens, wees tevrede. Vers 9 tot 11. Laat die onbeduidende, dit is die arm, laat die onbeduidende of die arm broer in sy hoë aansien roem, en die ryke in sy onbeduidendheid of armoede. Want soos 'n blom in die veld sal hy vergaan, want die son met sy hitte kom op en verdor die veld en die blom val af en sy skoonheid gaan tot niet. Net so sal die ryke verwelk in alles wat hy doen. Nou ja, elke arm ou wil waarskynlik ryker wees. Elke ryker ou het waarskynlik baie probleme. Baie dinge in die lewe werk so. Ou David Paulsen is 'n huweliksberader en hy som jare se ervaring van huweliksberading so op. Hy sê elke ongetroude persoon wat my kom sien, wil getroud wees. En elke getroude persoon wat my kom sien, wil weer ongetroud wees. So waarna toe nou vir die goeie lewe? Dis Jakobus se punt.
Wel, wees dalk meer tevrede met wat jy het en waar jy is, nee. Die Here gee om vir jou, nie eendag as jy ander dinge het of op 'n beter of 'n ander plek is nie. Hy gee nou om vir jou met wat jy nou het en met waar jy nou is. So die punt is dit, niks wat jy in die lewe gaan soek, kan jou gee wat jy reeds het nie. En wat jy reeds het, is God se goedheid vir jou. As ons leer om dit te waardeer, dan word ons sommer baie meer tevrede met die dinge van die lewe ook. So eerstens volhard, tweedens word wys, derdens wees tevrede en dan die laaste ding julle, tree reg op. Tree reg op. Verse 12 tot 15. Geseënd is die man wat beproewing deurstaan, want as hy die toets deurstaan, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat God beloof het aan hulle wat hom liefhet. Laat niemand wat versoek word sê ek word deur God versoek nie, want God kan nie deur kwaad versoek word nie, self versoek hy niemand nie. Elkeen word versoek wanneer hy deur sy eie begeerte meegevoer en verlei word. Dan wanneer die begeerte bevrug is, gee dit geboorte aan die sonde en wanneer die sonde volgroei is, gee dit geboorte aan die dood. So, wanneer ek op my kinders skree, is my geneigtheid om hulle te blameer daarvoor of selfs vir God. Dis Adam wat God beskuldig, hierdie vrou of hierdie kinders wat jy vir my gegee het. Maar die punt hierso, vriende, is dat die beproewing van balhoorige kinders nie vir jou gegee is deur God om jou slegte gedrag teenoor hulle te regverdig nie. Die doel is nie om jou te versoek nie. Dis jy wat dit self doen. Jakobus 1:17 het ons klaar geleer dat die beproewings van die Here goeie geskenke en volmaakte gawes is. So, ons moet verstaan wat God besig is om te doen met ons lewens. Dis nie daar, hierdie beproewing is nie daar om ons slegte gedrag te regverdig nie. Dit is eerder daar om presies die teenoorgestelde te doen. Dis daar om dit te ontbloot. Dis daar om ons slegte gedrag te ontbloot, sodat ons daaruit kan leer om reg op te tree. Die Here versoek ons nie om te sondig, sodat ons sy versoekinge kan blameer wanneer ons sondig nie. Die Here beproef ons om te besef waar ons moet verander, en waar ons moet leer om beter mense te wees. Sulke beproewings julle is seker by julle soos by my een van die moeilikste geskenke van die Here om te waardeer. Wie wil ontbloot wees? Jy trou, jy kry kinders, jy dink die breë pad lê voor. Skielik is hy nou. En is daar baie ontbloting. Dis een van die moeilikste geskenke van die Here om te waardeer. Maar kyk mooi wat sê Jakobus daar, geseënd. Dis een van die beste, mees geseënde geskenke om te waardeer. Want God is besig om goed te wees vir jou. Hy los jou nie waar jy is nie. Hy werk met jou. Jakobus trek hierdie gedagte mooi saam in vers 18. Kom terug na God se doel met hierdie geskenke van hom. Vers 18. En daarmee wil ek afsluit. Volgens sy wil. sien, God se wil het hy ons verwek deur die woord van die waarheid van sy omgee vir ons, die ding wat ons roep tot dankbaarheid, sodat ons eerstelinge van sy skepsels kan wees. Dis die prentjie, dis waarmee hy besig is. Vriende, dankbaarheid is nie eerste ons reaksie op hoe dinge met ons gaan nie. Dit is eerste ons oortuiging van God se omgee. Die lewe is soms lekker, baie keer nie. Maar God is altyd goed en volmaak in sy omgee vir ons. Dit is suiwer en onafwykend. En dit julle is die speelveld. Dis die matrix waarbinne al die beproewings wat ons oorval gebeur. Dis die speelveld. Dit is wat ons waardeer. Dit is waarvoor ons dankbaar is. En daarom wil ons volhard en ons wil leer wys wees en ons wil leer tevrede wees en ons wil leer om reg op te tree in die beproewings wat oor ons pad kom. Sodat ons daardeur kan leer om te vertrou hierdie goeie nuus van die evangelie van God.
sodat ons hierdie mense kan word wat die goeie vrugte van God se omgee geniet, deel met mekaar en vir die wêreld wys. Kom ons bid julle. Vader, dankie vir hierdie woord uit Jakobus wat met ons praat oor dankbaarheid wat uit die evangelie van Jesus gebore is. Dankbaarheid, Here, wat ons oopmaak om te sien dat die dinge wat ons voel ons soms vernietig, eintlik die ding is wat goed is vir ons. Here, en omdat ons dit sien, roep dit ons na 'n sekere houding teenoor die lewe wat ons moet oefen. Dankbaarheid, Here, is 'n geloofstryd en dit het goeie vrug. Ons bid, Here, dat U ons sal help deur hierdie woord, herinner ons hieraan, bring dit tuis vir ons, net waar ons nou is in ons lewens. Dankie vir die woord, Here, in Jesus se naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.